Ons kan oor hom praat, oor sy beleidrigtings, oor al sy suksesse in sy persoonlike lewe, maar is dit waaroor dit werklik gegaan het. As ons kyk vandag elkeen van u wat hier teenwoordig is, kan ek sê dat u 'n uitgesoekte groepie is. 'n Groepie mense by mekaar. En ons sal vra, uitgesoekte groepie. Ja, sal ons vra. Ja, ons is 'n uitgesoekte groepie. Hoekom? Deur die verloop van die geskiedenis. Uitgesoek, verkose, kan ons sê deur ons Skepper. Ja, vriende, soos u vandag hier, hoekom is u hier? Hoekom is u 'n massa mense? Hoekom is u hier? Het u dit al uself afgevra? Ja, daar is net 'n uitgesoekte groepie manne, wat ook daar by die slag van Bloedrivier was. Nie al die voortrekkers het daar saamgekom nie, maar daai uitgesoekte groepie moes daar by die slag van Bloedrivier wees, wat ons hele volk in totaal verbind het aan die genade van ons Here, ons Skepper. Ja, vriende, dit geld vir u en my ook vandag hier. En ek het vra, waarom is u hier? Wat maak julle anders? Is u uit uself hier? Of voel u dat daar 'n geroepenheid is dat u vandag hier is? Voel u geroepe deur die Skepper, deur die Here, God die Enig? Voel u dat u deur die geloofsoortuigings vandag hier by mekaar is? Soos ons voorgeslagte wat gevoel het dat hulle geroepe was na Suid-Afrika, om hier 'n volk te word. En as ons gaan kyk terug in ons geskiedenis, daar telkens gesê, om 'n volk te wees om God te dien en God te prys. Dis 'n hartseer pad, ja. Ja, vriende, vir daardie uitgesoekte mense, vir daardie wat voel hulle is geroepe, nie uit hulle self nie, geroepe om 'n volk te wees, en ja, vriende, ja, selfs daai geroepenes uit Europa, wat vervolg is weens hulle geloofsoortuigings, ja, is 'n hartseer pad wat geloop is. Maar so die vervolging ook ons en ons voorgeslagte agtervolg. Ja, daar waar ons vandaan kom uit Europa uit, en daai vervolging ons agtervolg. En hoe pas hierdie woorde agtervolg en vervolg so mooi by mekaar? Agtervolg iemand om hom te vervolg. Ja, vriende, tot hier aan die suidpunt van Afrika, en moet ons besef, ons geskiedenis, daardie pad waarop God ons geplaas het, want God beskik ook oor die geskiedenis, oor die toekoms. Dit is 'n pad wat ons nie uit ons menslike krag kan loop nie. Ons kan ook nie daaroor beskik nie. Ons het nie oor ons eie geskiedenis beskik nie. So het ons ook nie beskik vir vandag om hier te wees nie. Nee, vriende, ons as gelowiges glo, dit is die pad waarop ons deur God geplaas is. Ons genade afgesmeek. Ja, so het ons voorgeslagte van ons Here, ja, daar op ons knie op die trekpad, ja, daar by die Bloukransmoorde, ja, vriende, die bloedbad van Wenen, die moorde op Retief en sy manskappe, vroue en kinders, ja, net hier aan die ander kant, Potgietersrus by Moordrif. Vriende, so het ons na ons God gebly, op ons knieë. Ja, ten spyte van al die moord en doodslag in ons land, of op ons voorgeslagte, en selfs ook vandag, het ons op ons knieë gebly. Die uitgesoektes, soos ook u hier vandag. Ja, vriende, so kan ons op die pad van ons volk
in wording gaan en die groot genade ervaar en sien hoe die Here ons volk gerig het. Nie om ons ontwil nie, maar ja, net alleen om sy naam ontwil alleen. En tot eer van sy naam, 'n volk geword, om sy naam hier in Suid-Afrika te prys en eer. En vriende, was dit dan nie so nie? Het ons volk dan nie so bekend gestaan in die wêreld nie? Het reisigers dan nie verwys na daardie volk in wording, met 'n nuwe taal, 'n ander tipe taal, ander Nederlands, wat begin spreek is nie? Ja, hulle het onsself verwys of vergelyk met die oudtydse Bybelse Israel, is ons tot vergelyk die reisigers in Suid-Afrika. Gaan lees ons trekkersleiers se dagboeke, gaan lees wat Paul Kreer gesê het, Stein Hertzog Malan, advokaat Strydom, gaan lees wat hulle gesê het, en selfs Verwoerd gesê het. Ja, wat u ook hier vandag sê. Ja, vriende, so die wêreld in sy magte saamgespan om juis hierdie Christen, blanke Afrikaner volk te vernietig. Ja, vriende, 'n volk tot eer van ons Here Jesus Christus. As ons gaan teruggaan na ons hoogste gesag, as ons teruggaan na ons republiek se grondwet en al die republieke wat op die trekpad gestig is, was die grootste gesag, die gesag van die woord van God, die Bybel. Ja, ek gaan kyk ons wat Paul Kreer gesê het in sy toespraak en sy geskrifte, en daar is ook verwys daarna, is dit altyd wat sê die woord. Gaan lees ons na sy toesprake wat Paul Kreer die volk by Paardekraal en oral toespreek, is dit uit die woord uit, en nooit uit homself nie. En dit was 'n kenmerk by ons volk se leiers. Ja, vriende, 'n volk tot eer van ons Here Jesus Christus. Vriende, u sal nou vra, wat het hierdie voorafgaande nou met Dr. Hendrik Verwoerd te doen? Hy was nie daar nie. Hy was nie eers deel van hierdie geskiedenis nie. Hy was 'n Hollander, nie 'n boer nie. Vir baie van ons volksgenote vandag stop die geskiedenis deesdae by 1902 en die vrede van vereniging. En ja, dan begin hulle geskiedenis weer vanaf 1992, die oorgawe van 1994 in die Afrikaner Akkoord en die moderne selfbeskikking reg. Ja, vriende, sulkes na die Tweede Vryheidsoorlog is verwys na joiners en handshoppers en selfs verraaiers genoem. Ja, na 1902 is dit hulle genoem as gevolg van die pad wat hulle ingeslaan het. En nou moet ons mooi verstaan, dit is hul dan ook na 1994. As hulle dit was in 1902 en in 1992 en in 1994, dan is hulle ook nou nog die joiners, die verraaiers, die oorgeers. Die vraag is, wanneer mag daar nie meer mense uit ons stamlande tot ons volk gevoeg word nie? Is daar 'n sperdatum hieraan verbonde? Baie van u het in die vroegste 1700s, laat 1600s in die land aangekom. Baie het in die 1800s in die land aangekom. Is daar 'n sperdatum? As ons gaan kyk na die voortrekkers, die ZAR en die Vrystaat burgers, was hulle direkte families dan nie ook in hul stamlande van herkoms nie? As ek reg onthou, Wilhelmina, is dit haar naam, was Paul Kreer se kleinliggie, wat ook die skip gestuur het, om hom hier tot die Gelderland, as dit reg is, om hom hier te kom haal. En het Paul Kreer dan in 1896 'n oproep gedoen aan ons stamlande en veral aan die Nederlanders.
om na die ZHR te kom, om ons bloed en identiteit te versterk. Is hulle deel van ons volk wat in 1896 hier aangekom het? Dus wie is nou volk en wie is nie? Honderde Duitse wesies en Italianers is deur ons ingeneem na die Tweede Vryheidsoorlog, Wêreldoorlog. Is hulle nou volk of nie? Dr. Verwoerd is gebore in Amsterdam, 8 September 1901, het hy in Suid-Afrika aangekom as 'n 2-jarige seentjie. En in 1903, In 1914 verhuis hy na Rhodesië en keer hulle weer in 1917 terug na Suid-Afrika, waar die Verwoerds hulle dan in die Vrystaat in Brandfort huisves. Hy skryf sy matriek in 1919, sy uitslae was die hoogste in die Vrystaat en die 5ste hoogste in Suid-Afrika. Hy behaal sy BA graad in 23 en in 1924 verwerf hy sy doktersgraad met die proefskrif. En die proefskrif was die afstomping van gemoedsaandoeninge. Hy was dan ook lektor by Stellenbosch en hy het sy studies in die buiteland voortgesit. Oxford, Hamburg, Berlyn en die Verenigde Koninkryk en selfs in die in Amerika. En is Dr. Verwoerd tot professor bevorder by die Universiteit van Potchefstroom in die departement van toegepaste sielkundige tegniek en veroorsaak hy 'n opskinding in 1929 toe hy genooi word om die Universiteit van Stellenbosch akademiese jaar te open. Sonder enige notas het hy daar opgetree en het hy sy toespraak gedoen en doen hy 'n beroep dat die universiteit tot 'n nuwe toekomsvisie wat studente voorberei om 'n bydrae te maak tot die werklike alledaagse lewe, eerder as om net 'n akademiese kwalifikasie te bereik. En ja, vriende, dit sien ons in Dr. Verwoerd se lewe self. Het hy werklik 'n bydrae gelewer tot die verbetering van alle mense se lewens. As ons hier moet gesels oor Dr. Verwoerd se intelligensie en oor sy akademiese hoogstes wat hy bereik het, sal ons vir ure gesels. Hoe het Dr. Verwoerd dan as akademikus toegetree tot die volksstryd? Vriende, vir hom het die wêreld oopgelê. Met sy intelligensie en sy vermoëns kon hy hoogtes bereik het as akademikus. Hy kon homself verryk het en skatte gebou het. Hy het net gewag om te ontgin te word vir sy sy persoonlike toekoms. Maar nee, in 1937 bedank Dr. Verwoerd as professor en raadredakteur van die Transvaal. Mense, dis algemene kennis, maar daar is jong mense wat dit nie weet nie, so ek gaan vinnig daarna verwys. Die Smitse regering is die koerant nie goed gesind nie, en dit was moeilike tye in daai tyd vir Dr. Verwoerd. Advokaat Hans Strydom en Dr. Verwoerd bou hierdie koerant uit, en ja, begin die boodskap uitstuur, die boodskap van 'n Afrikaner republiek. 'n Republiek vry van die Engelse oorheersing. En nou moet ons hou, vriende, die Tweede Vryheidsoorlog nog vars in die mense se geheue, die konsentrasiekampe nog vars in hulle geheue, die lyding van vrou en kind, die 1914 rebellie nog vars in hulle geheue, waar Jobie Fourie doodgeskiet is vir 'n voorpeloton. Ja, en die dood van generaal Tallery en die vervolging van ons boere-generaal soos De Wet wat toegesluit is, ook met die rebellie. En was dit aangenaam om dit te hoor? 'n vrye republiek, om vry te wees van die totale Britse juk. En dan weet ons ook met die uitbreek van die depressie in die vroeë 1930s, in die arme blanke vraagstuk wat ontstaan het, was Verwoerd dan ook die eerste leier
wat verwys het na die Afrikaner arme blanke vraagstuk in 1934. Dan moet ons hou na die afstap van die goudstandaard en die samensmelting van Hertzog en die Verenigde Party wat hulle gestig het baie van die mense Hertzog kwaadlik geneem en het hulle die gesuiwerde Nasionale Party gestig onder leiding van Dr. Malan. Maar hulle was in die minderheid en het hulle besluit om met die Nasionale Party dan voort te gaan as die gesuiwerde Nasionale Party. En is daarvan uit die gesuiwerde Nasionale Party los van die Britse kroon in sy grondwet ingeskryf. En Malan, Dr. Malan het hierdie standpunt, ons moet onthou is Dr. Verwoerd nog 'n jong man. Met moed en ywer oor die lengte en die breedte van Suid-Afrika verkondig en dit het die mense se verbeelding aangegryp. Net soos dit veronderstel is om vandag ook ons verbeelding aan te gryp. Hulle is weer besiel met wie hulle was en wat hulle was en waar vandaan hulle kom. Die nasionalisme het opgebloei en met sy lese bring by mekaar Dr. Malan wat innerlik by mekaar hoort. En dan daarna met die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog het Smuts die meerderheidssteun geniet. Hertzog het bedank omdat hy gekant was teen die Tweede Wêreldoorlog en die toetrede daarvan. Maar hy kon hom egter ook nie vereenselwig het met die gesuiwerde Nasionale Party of die Herenigde Nasionale Party op daai stadium tot met hulle Republikeinse Afrikaner Republiek kon hy net nie op daarmee verenig nie en het het generaal Hertzog dan uit die politiek uitgetree. Dan moet ons onthou dat Malan, Dr. Malan 'n ooreenkoms aangaan het met Havenga van die, as ek reg kan onthou, van die Arbeider van Afrikaner Party. Ek gaan net vandag hier deur hardloop. Wat gekant was, Havenga wat gekant was teen republiekwording. En die ommekeer van Malan se standpunt oor Joodse lidmaatskap, asook die oproep dat daar in die 1948 verkiesing op die rassevraagstuk gekonsentreer moet word en nie op die verkryging van 'n republiek nie. Het spanning veroorsaak en advokaat Strydom het dit beskou as 'n beginselversaking van Malan en daar het groot verdeeldheid geheers. Verwoerd, Dr. Verwoerd, Lou en Swart skaar hulle aan die kant van Strydom en hulle gaan voort met die verkondiging van die republiek as 'n vereiste. Nou weet ons in 1948 het die Nasionale Party dan die verkiesing gewen, maar tog het Strydom en Dr. Verwoerd bly strewe na 'n republiek, 'n onafhanklike republiek. En dan na Malan se uitsterwe het Strydom, advokaat Strydom dan eers as minister geword. En hy het hulle voortgegaan, veral Dr. Verwoerd was Strydom se regterhand om hierdie republiek tot stand te bring. En daar het 'n vraag ontstaan buite die Statebond of binne die Statebond waarop dan gesê is dat hulle na die tyd daaroor, na die republiek, dat hulle die volk tot stemming daartoe sou vra. Maar is dit interessant buite die Statebond. En kan mens sekerlik vandag redeneer buite die bestel. Want daardie tyd was almal binne in die Britse Statebond. Dit was omtrent die Verenigde Nasies. Maar tog, ons vryheid het buite die bestel gelê, buite die wêreldse politiek. En dan weet ons, na die afsterwe van advokaat Strydom op 24 Augustus 1958 is ook nou saam met hierdie feesvieringe en word Dr. Verwoerd op 2 September 1958 as eerste minister
verkies. Natuurlik met groot bohaai van die buiteland dat Verwoerd nie die regte man sou wees nie. Maar hy was egter vasbesloot om die wil van die volk tot uitvoer te bring. En die beleid van afsonderlike ontwikkeling voort te sit. En soos hy dit gestel het, wat 'n einde aan rassediskriminasie sou bring, waar swartes hulle eie lot sou bepaal. In hulle eie grondgebied, met hulle eie owerhede, wat hulle ook sou lei tot die hoogste ideale, hulle eie ontwikkelingspyl, waar hulle ook hulle volkswees kon uitleef. As ons nou daaraan dink, wat Verwoerd dan, Dr. Verwoerd alles gedoen het vir die swart man, kan ek vandag vir u sê dat hy die enigste landspresident of minister was, wat die meeste vir die swart man in Suid-Afrika gedoen het. Besef u dat daar tot 'n vanuit blanke volksgenote, toe hy minister van naturale sake en swart onderwys was, dat hy aangevat is dat hy soveel geld aan swart onderwys spandeer het. En het hulle probeer dit wys maak dat hy 'n minderwaardige onderwys vir die swart man daar gestel het as vir die blanke. En is dit opgeweeg teen mekaar. En Dr. Verwoerd het gesê, aan die aard van elke volk en sy tradisies en goed, kan die curriculums nie dieselfde wees, byvoorbeeld as ons volksgenote. Hulle het 'n ander geskiedenis. En toe is dit bewys dat op die vlak van standaard, dat dit in werklikheid nie 'n laer standaard onderwys was, wat hy vir die swart man daar gaan stel het nie. En Dr. Verwoerd het byvoorbeeld sê, ons moet sorg dat die buitewêreld moet besef, dat hier 'n nuwe tydperk ontstaan, 'n tydperk, ja, ek het sê, om weg te kom van diskriminasie plaas op die eerste stap tot volle ontwikkeling. Vriende, ons moet besef dat dit wat Dr. Verwoerd voorgestaan het, was niks anders as 'n belofte wat ons geslagte wat getrek het uit die Kaap uit, met die groot trek, 'n onderneming gemaak dat ons geen grondgebied van enige ander persoon sou wegneem nie, dat ons hulle nie tot slawerny sou bring nie. En dit is presies wat Dr. Verwoerd wou doen. Hy het hulle gronde, was van plan om hulle gronde vir hulle terug te gee, onder hulle eie selfbestuur, selfregering. Ja, ons sou vandag 'n Wendaland gehad het, 'n Ciskei, 'n Transkei, en ons sou 'n Kleringstaat gehad het, waar hulle self kon regeer het in die Kaap. Ja, ons sou teruggegee het, wat die Britse imperialis van hulle weggeneem het. Ons weet wat Verwoerd gesê het, vir Macmillan wat hier Suid-Afrika kom besoek het, dat hy gesê het, ons kan nie net regverdig teenoor die swart man wees, daar moet regverdigheid teenoor die blanke ook wees, dat ons ook grond in hierdie land het, wat histories ook aan ons behoort, waar ons die reg het om onsself te regeer, en maar ook het die swart man dit, maar ons kan nie die wit man wil benadeel om net die swart man te bevoordeel nie. En ek het dit al genoem, dan weet ons van die 20.000 swartes wat die polistasie by Saapville omsingel het. Net buite vereniging, die swartes het klippe gegooi en die polisie het gevuur om hulle lewens te beskerm. Maar ons het besef dat al hierdie opstokery ook dan uit die hand van die kommunis in die wêreldmagte daar gevoer is. Ons het ook opmerk of onthou dat Dr. Verwoerd daar gestaan het, op Meyerton, het hy 80.000 Afrikaners toegespreek. Ek wil net noem hoekom ek net verwys het dat hy 'n Hollander is. Vandag is daar baie volksgenote, ja, wat na hom verwys as 'n Hollander. En dat eintlik daai geskiedenis tot by Dr. Verwoerd eintlik nie saak maak nie, want dis mos nou nie boere nie. Maar ek wil dit ook duidelik stel, hoekom ek dit so uitwys, want daai Hollander het baie meer gedoen
as Afrikaner leiers en mense wat hulle vandag boer noem. Hy het geveg vir ons volk, vir ons land, vir ons toekoms. Terwyl baie Afrikaners en boere in daardie tydperk, en ek kan dalk noem van Tonder, met sy boereparty wat verwoed op en neer het, om nie 'n republiek hier in Suid-Afrika te wees nie, maar net die boererepublieke tot weer terug te neem, het hy gedoen, het hy in die bres getree. Nou, wie was daar na Strydom wat Strydom kon opvolg? Wat se leier was daar? Al die ander was toch te lekker, die geld en die wêreldse dinge wat Britannia daar gestel het. Prostitusie onder ons volksgenote en kinders het toegeneem in Johannesburgse strate. Dit was 'n sedelose land waarin ons verval het. Wie was daar dan om Dr. Verwoerd op te volg? Ja, ons het 'n land besef wat kaal was. Kaal. Toe hy daar 80.000 mense toegespreek het, toe sit hy met sy hand, hou hy 'n briefie vas, wat in sy hand gedruk is, toe hy daar aankom. En wat daar gestaan het was, wat ek hier kyk, today we kill for good. Ja, hy het daar met 'n dreigbrief in sy sak gestaan. Maar was hy bang? Hoeveel mense het sonder dreigement in die land het vrygegee? Vry vir sport, vir televisie, vir die wêrelddinge, vir uitvoermarkte, vir mammon. Staan 'n man met 'n doodsdreigement in sy sak. En hy spreek daai mense toe en sê die republiek sal kom. Ja, vriende, net 2 weke daarna, toe skiet hulle hom. Hy het geweet. En nadat hy geskiet is, toe is daar dadelik uit die nasionale party en mense wat sê, ons sal ons pad moet verander. Ons sal ons siening moet verander. Ja, daar het daai Hollander dan gestaan en hy het 'n boodskap dan uitgestuur, ons gaan voort. Ons gaan voort, waar Afrikanerleiers en boere geskrik het. En dis wat hy gesê het, met 2 koelwonde deur sy kop. Waarom sal ons nou die erfgename van manne met moed en ondernemingsgees en moeders wat aan die volk trots en vertroue gegee het, die volk van vandag nie ook voorwaarts kan beheer en nog groter dinge tot stand te bring nie? Is ons swakker as ons voorouers? Is ons banger vir die toekoms as wat hulle was? Vriende, dit het hy nie gesê nadat hy geskiet is nie, dit het hy gesê voordat hy geskiet is. En daar is 'n uitroep gewees en daar is geskreeu, verwoed. Toe hy kyk, toe klap die 2 skote. Die boodskap daarna het Verwoerd gesê, nadat hy geskiet is, het hy aan die volk gesê, 'n persoon wat gelei het, soos 'n volk is identiteit, soos 'n persoon wat gelei het, soos 'n volk, moet liewer steeds vorentoe kyk en vorentoe beer. So al was hy geskiet, al lê hy daar, en hy gelei het hy vorentoe gekyk en vorentoe gebeer. En het ek sê, as 'n mens gespaar word, dan is dit om take te vervul.
En het ek sê, net soos 'n volk deur die eeue gespaar is in 'n land van swaar kry. Nou, dis die Hollander wat nou hier praat, wat ons volk, lede van ons volkslede op neerkyk, sê hy. Net soos as 'n volk deur die eeue gespaar is in 'n land van swaar kry, dan is dit omdat hy 'n taak het. En sluit hy sy boodskap af met: die Unie sal word die Suid-Afrikaanse Republiek. Vriende, is dit 'n Hollander wat daar praat? Hy is 'n vreemdeling wat in Suid-Afrika gekom het, maar sy lewe word op die spel geplaas om hierdie volk vry te maak van die kroon van Brittanje. En ons het 'n republiek geword en ek het die grondwet, die nuwe grondwet aan ons oorhandig wat ek noem die testament van Dr. Verwoerd. Maar hy het gesê, ons gee dit self aan u. En hy het gesê, die nuwe grondwet gee ons aan die toekoms, en dis nou ons. Dat ons op daai fondasies moet bou en voortgaan. En het hy die nageslag gevra met daai aanvaarding van daai grondwet, dat ons daarop moet voortbou. Want die toekoms is nie in hulle hande nie. Die toekoms is die wat na hulle kom. En weet ons, Verwoerd het altyd gesê, skep jou eie toekoms. Wat het ons gedoen? Is dit die toekoms wat ons vandag het? Wat Dr. Verwoerd in gedagte gehad het? Ja, vriende, ons het ons republiek gekry. Die Oranje Planje Blou het gewapper oor geheel Suid-Afrika. Elke kleine volkstaatjie op die groot trekpad het die Republiek van Suid-Afrika geword. Vandaar waar ons agtervolg is en vervolg is. Maar ek sê altyd, ons moet ook kyk na God se hand in daai gebeure. Waar God ons in die Kaap en 'n kolletjie daar gehou het, of is dit God self wat ons die binneland laat intrek het? Ja, vriende, as ons kyk na die finansiële omstandighede in Suid-Afrika destyds, die swarte wat sy lewenspyl verhoog het met 6%, ons binnelandse produk in Suid-Afrika het met 30% verhoog in die eerste kort rukkie, die eerste 5 jaar van die Republiek, die ekonomiese ontwikkeling van teerpaaie, damme, kernkragondersoeke, gaan kyk na al daai ontwikkeling. Ons sit hierso met 'n minder as 'n 3% groei, 0.75 of 2% groei. Sit met 'n inflasiekoers van vandag op voedsel van oor die 20%. Nee, vriende. En dan op 6 September 1966 sit Dr. Verwoerd daar. Ja, sit hy daar om die volk toe te spreek. Maar net hy geweet, en net so 'n bietjie daar gepraat, dat die moordenaar al 'n geruime tyd in diens geneem is. Ja, die hoogste raadsale waar die grootste veiligheid moet handhaaf. En 'n ooggetuie sê het Tsavendas het 'n oproep gekry. As ons kom by Dr. Verwoerd se beleid, het hy nie beoog om die swart mense te verdruk nie, maar hy het vir almal gelyke kansse gebied. Daar's 'n beleggingskorporasie gestig vir die ekonomiese ontwikkeling van hierdie gebiede, hierdie tuislande wat daar sou wees. Maar al die besighede in daai tuislande sou swart wees. Die ekonomie van daai tuislande moes aan die swart man behoort het. En dan moet ons nou hier sien, Dr. Verwoerd het 'n aansoek gekry van Anton Rupert.
En dan kom dit duidelik, Anton Rupert was nie regtig gekant teen hierdie volksstate, as ek dit so kan noem, vir die swartes in Suid-Afrika nie. Want hy het aansoek gedoen dat sy Rembrandt-maatskappy in vennootskap by die swart state, daai swart volksstate, tuislande, betrokke wil raak. En dan sê Dr. Verwoerd, ek het dit nie so seer teen Rupert se planne nie, maar as ek die Rembrandt groep daar toelaat, watter morele reg het ek om ander soos Anglo-American daar buite te hou? En het hy gesê vir al die myngroepe het nie sulke edele motiewe nie en sal die tuislande se bates stroop. En dit kan baie maklik in 'n tipe van 'n nuwe kolonialisme ontaard. Kan ons sien dat Verwoerd se bedoelings eerlik was? Net soos dat hy die veiligheid van ons volk wou beskerm, hy wou ook die veiligheid van die swart man in sy gebied beveilig het, dat die geldmagnate van die wêreld nie ook hulle hande en kloue inslaan in daai tuislande se minerale regte en dan daai lande soos Suid-Afrika vandag bankrot los. Maar daai optrede van Dr. Verwoerd, net soos Paul Kruger gesê het, maar dis nie stemreg wat julle wil hê, dis my land wat wil hê. Vir die finansiële voordele uit ons land. En Dr. Verwoerd was nie bereid om daai state, daai swart state, om die internasionale geldmag betrokke te kry, om daai state te verwesenlik nie. Maar dit het hom in vyandskap gebring met die internasionale geldmag, baie gevaarlike mense. Ja, wat selfs jou laat vermoor, as jy in hulle paaie staan. Jy kan gerus bietjie julle ondersoeke gaan doen, en bietjie gaan lees daar. En dan kan ons nou maar ook, gaan dit nie nou weer haal nie, gaan lees hoe die moordenaars, en hoe hulle, dis mense met psigiatriese probleme, wat by dieselfde psigiater behandel is, wat deur Mosambiek ingestuur is, David Pratt, hy was 'n psigiatriese pasiënt by dieselfde persoon, wat een van die medestigters was van Umkhonto weSizwe. Dit is wie die psigiater was, en wat ook gevlug het toe Mandela al in hegtenis geneem is na Londen toe, en daar dan sy praktyk daar gaan bedryf het, in Londense hospitale, en dit is van daar af waar sy vendors dan weer is na Mosambiek toe, na Suid-Afrika toe, 'n hele gekonkel, ja, Verwoerd, moes dood. Maar dit het nie gegaan oor die swart man nie, en sy toekoms nie, dit het gegaan oor as hier 'n verantwoordelike blanke regering in Suid-Afrika bly voortbestaan het, en verantwoordelike swart volksregerings ook in daai state gevestig was, sou hulle nie hulle kloue in Suid-Afrika se minerale kon inslaan nie. Nou vriende, 6 September 1966, toe sit Dr. Verwoerd, en 'n bode maak of hy struikel. Dr. Verwoerd kyk nogal na die moorde, dis ooggetuies, en hy glimlag vir die bode, vir sy moordenaar. Hy dink die man struikel oor, en hy lig sy hand op, om die man te help. En 4 maal tref die dolk Dr. Verwoerd. Ja, en daar sterf hy. Ja, vriende, is die dolk en Dr. Verwoerd se hart. Het ons altyd gesê daarna, dis in die hart van die Afrikaner volk. Daai dolk. En vandag ervaar ons dit. Elke dolk in 'n plaasfamilie moord. Familie, kinders wat uitgemoor word. As gevolg van daai moord wat plaasgevind het. Die
bloedplas in die parlement, waar Dr. Verwoerd vermoor is, vanuit daai bloedplas, daar moet die stryd weer gevoer word. Ja, vriende, terug na die pad, terug. Ja, die Hollander hierheen gekom. En as mens kyk na hom, ons kyk na sy lewe, wat so opofferings het hy betaal vir hierdie volk. Ja, vriende, Hollander noem hulle hom. Tog het hy gepraat van ons volk. En dis omdat hy begin gesê het van wanneer af is daar 'n sperdatum wat die tot ons volk gevoeg word. Ja, die Hollanders van 1896, die Verwoerds wat gekom het in 1903, as 2-jarige, en dan die weeskinders van 1948, net na die Tweede Vryheidsoorlog, Duitse weeskindertjies wat sy ouers uitgewis is. Maar tog het hy gepraat van ons volk, ja, hy het gepraat van die gelofte volk, hy het gelofte feeste toegespreek. Soos daar al die mense op ons volk se akker, wat uitsluitlik geleef het vir hulle volk se welstand, en ook gesterwe het vir hulle volk. En hoe sou Dr. Verwoerd se ouers ooit kon droom, 'n winkelier wat gekom het na Suid-Afrika, dat hul 2-jarige seentjie die werktuig in God se hand sou wees, om ons volk na vryheid te lei. Ja, hoe sou hul ooit kon droom, dat hul seun sy lewe sou verloor vir 'n vreemde volk? Ja, dan dink ons aan Rut, wat gesê het, "U volk is my volk, en u God is my God." Ja, vriende, alle eer aan God, ja, dat hy voorsien het ook in die kleine Verwoerd vanaf Nederland, om hierdie Afrikaner volk weer na vryheid te lei. Ja, om as volk onsself te regeer, om so ook God te eer en te dien. En dan lees ons in Romeine 11, lees ons oor die soewereine uitverkiesing van God. Dan lees ons oor diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondlik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagtes van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. En in 2 Timoteus lees ons, God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af aan Jesus Christus geskenk is. Ja, vriende, nie volgens ons eie werke nie, maar volgens sy eie voorneme. Dan wonder ons, waarom is ons vandag hier? En kan ons antwoord, nie vir onsself nie, is ek hier vir myself? Is u hier vir uself? Maar om sy naam ontwil, tot eer en verheerliking van ons Here. Ja, ook die groot dade en ja, die wat die Here vir ons beskik het. Ja, ook deur mense wie se werke ook vooraf deur ons Here beskik is, tot die seëning van ons volk. Ja, nog voor die grondlegging van hierdie aarde, sou daar 'n Verwoerd wees. Ja, vriende, hoor ons die geruis van stemme wat vra, waar is jou land, Suid-Afrika? Is dit
Nie wat Verwoerd vandag vir ons sou vra. Hoor jy die roepstem van 'n Verwoerd, bly blank my volk, skep U vir U 'n toekoms, die land is U erfdeel. Hoor ons daai roepstem. Ja, die roepstem van 'n stryd om 'n land, keer terug na my volk. Terugkeer my volk, keer terug na God, jou volk, jou taal, jou tradisies, keer terug. Hoor ons nog die stem van Paul Creer en Martinus Steyn? Ja, vriende, hoor ons nog die roepstem van daai vrouens daar vanuit die konsentrasiekampe? Vrou en kind. Ja, die stemme daar van die Ossewawiel, ja, daar met bloed aan mekaar gekleef. Vriende, die roepstem, ja, die roepstem ver voort. Stry voort. Anders was ons lyding verniet. Ja, vriende, geld dit dan ook nie vir ons nabye verlede nie? Was hulle lyding en strewe dan verniet? Was Dr. Verwoerd se opofferings dan verniet? Vandag hemel ons Mandela op, 'n man wat bomme geplant het, man wat ons kinders vermoor het, ja, 'n man wat neklismoorde gepleeg het teenoor sy eie mense. Ons is bereid, ek dink, om 66 minute van ons dag af te staan en hierdie man op te hemel. Ja, dit wat hy vir ons gedoen het. Ja, vir die gemors van Suid-Afrika waar ons vandag is ons bereid om koekies te gaan bak, om hom in herinneringe te roep, ons besighede te sluit en groot Mandela-plakate. Afgodediens. Maar ons swyg. Ons swyg oor ons kinders, ons swyg oor die mense wat hulle lewe gegee het, ons swyg oor Dr. Verwoerd. Ja, hulle stemme het stil geword, want ons het ophou praat, ophou om te getuig. En dan, vriende, my oproep aan u vandag is dan, laat ons antwoord ja vir die stryd, altyd ja. Laat ons sê ja vir ons land Suid-Afrika, en ook vir die geslagte wat na ons kom, ons kinders. Laat ons ook sê ja. Ja, dan sal ons vry wees. En vriende, as ons so dink aan Dr. Verwoerd, dan vra ek vandag hier, dat ons dan al 4 strofes van ons volksstem sal sing, ter nagedagtenis aan ons geliefde oom Hendrik Verwoerd. Dankie.